Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor oorwinnende diens. Oorwinnende diens is ons tweede boodskap in die reeks oor Gideon. En ons skriflesing sal wees Rigters 6 vers 25 tot Rigters 7 vers 14. Rigters 6 25 tot 7 vers 14. En soos wat ons die Bybels oopmaak, kom ons maak die oop toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, dankie vir die geleentheid om weer by U te kom sit en te vra dat U ons leer, Vader. Here, dat U ons kan leer hoe om nie net in U diens te wees nie, maar om oorwinnaars in U diens te wees. Here, wil U elkeen wat vanmôre luister, weer eens op 'n besondere manier seën, Here, deur die ore oop te maak om die boodskap te hoor, om elkeen te lei om te verstaan wat U vir ons wil sê, Here, en dat ons hierdie boodskap in ons harte sal bewaar, maar dat ons sal uitgaan en oorwinnende diens aan U lewer. Here, en daarom vra ek ook dat U my sal seën deur my lippe aan te raak en U waarheid deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, verskoon tot, daar is nou weer vanmôre 'n kriek in hierdie keel. Geliefdes, daar's 'n algemene wanopvatting in evangeliese kerke dat wanneer jy Christen word, jy twee opsionele planne het. Die gewildste plan is verreweg wat ek sal noem die gerieflike plan. En hierdie plan stem jy in om kerk toe te gaan wanneer dit gerieflik is, om 'n paar rand in die offergawe te gooi wanneer jy dit kan bekostig, en te leef vir die, wat hulle deesdae noem die Amerikaanse droom, om genoeg geld en goed bymekaar te maak om 'n gemaklike lewe te lei. En onder hierdie plan, as jy tyd het, kan jy vrywillig by die kerk dien, maar slegs as dit gerieflik is. En jou doel onder hierdie plan is om jouself te geniet, om 'n goeie lewe te lei en eendag af te tree en jou laaste jare te spandeer om jou sogenaamde bucket list, jou emmerlys af te handel. Maar die tweede plan is die toegewyde plan. En dis baie minder gewild as die gerieflike plan, want die toegewyde plan is slegs vir ywerige rekkie-tipes. In hierdie plan gee jy die Amerikaanse droom en enige reg op jou eie wil vir jou lewe prys. En jy word 'n slaaf van Jesus Christus. En jou doel is om eers sy koninkryk en geregtigheid te soek. En jy gee hope geld weg om die Here se werk te ondersteun. En jy mag dalk selfs geroep word om van die geriewe van jou land prys te gee en in 'n moeilike of 'n gevaarlike plek te gaan woon om mense vir Jesus te bereik. Dit kan 'n moeilike pad wees om te volg. Maar onthou, as jy dit doen, jy het ingeskryf vir die toegewyde plan. En jy sal meer belonings in die hemel hê. Maar Jesus was duidelik. Daar is net een plan. Hy het dit in Lukas 9 vers 23 tot 24 opgesom toe hy gesê het, hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. En geliefdes, die kruis was nie 'n juweel wat jy om jou nek aan 'n kettingkie te gedra het nie. Dit was 'n gruwelike instrument van die dood. En Jesus het bedoel dat diegene wat hom volg, daagliks aan hulle self moet sterf, terwyl hulle leef om hom te dien en te verheerlik, in watter omstandighede hy ook al vir hulle kies. Met ander woorde, daar is geen geriefsvrywilligers in Jesus se leer nie. Daar slegs dienspligtiges wat dien omdat hulle Jesus, of dat hulle weet dat Jesus hulle gekoop en met sy bloed van God se ewige oordeel gered het. En nou behoort hulle volledig aan hom. Hulle is sy slawe.
In die verhaal van Gideon is hy 300 man sterk leer wat gereed is om 135.000 Midianiete aan te pak, verskaf 'n paar belangrike waarhede oor oorwinnende diens vir die Here. En hierdie waarhede is veral belangrik in 'n tyd wanneer baie pastore uit die bediening val en uittreë weens uitbranding, morele mislukking of 'n horde ander redes. En wanneer die meeste kerke 'n tekort aan toegewyde werkers in verskeie bediening het. Ons moet weet hoe om die Here in oorwinning te dien oor die oorweldigende magte van die duisternis wat ons omring. In ons laaste studie het ons na Gideon se roeping gekyk en gesien dat hy 'n onwaarskynlike held was om Israel in oorwinning oor die Midianitiese horde te lei. En alhoewel die engel van die Here hom as dapper kryger aangespreek het, dat ons in vers 12 gesien het, wat nie wat is wat hy was nie, maar wat hy sou word, was hy in daardie geestelike donker tyd in Israel se geskiedenis, was hy verslaan. Hy was geestelik dig, hy was depressief, hy was neerslagtig en twyfelagtig oor God se beloftes. Maar God het hom gekies en begin om met hom saam te werk om sy geloof te bou. En in vanoggend se gedeelte sien ons Gideon se kondisionering of sy voorbereiding. En die beginsel wat hier geld is om die Here in oorwinning oor die magte van die duisternis te dien, moet ons sy woord gehoorsaam, moet ons op hom vertrou en moet ons sy heerlikheid soek. Eerstens moet ons verstaan wat hierdie storie dan nou duidelik illustreer. Eerstens, die bose magte van die duisternis waarmee die Here se dienaars te kamp het, is baie en hulle is baie sterk. Net ter oorsig, die Midianiete was 'n nomadiese volk wat suidoos van die Jordaanrivier gewoon het. En as gevolg van Israel se afgoderry en ongehoorsaamheid aan die Here, het hy hierdie groot horde elke oesseisoen na Israel gestuur. En dan sou hulle Israel se oes, die gewasse, so sprinkane verslind en hulle plaasdiere vir hulle self neem. En die volk van Israel was gereduseer om weg te kruip in lêplekke en grotte in die omliggende berge. En na 7 jare hiervan het Israel uiteindelik tot die Here uitgeroep. En toe het die Here vir Gideon opgewek om hulle te verlos. En Midian is 'n beeld van die bose magte van die duisternis waarmee ons te kamp het, terwyl ons die Here in ons huidelik geestelike donker tye probeer dien. En ons het dit steeds relatief maklik in die weste wat vervolging betref. Maar in die afgelope jaar, of die afgelope paar jaar, het ons nasies merkbaar meer vyhandig teenoor ons geloof geword. Ons kyk na 'n plek soos die Verenigde Koninkryk waar jy nie meer in die openbaar mag bid nie, selfs nie eens in jou gedagtes nie. Maar ten minste staar ons nie byna sekere vervolging of 'n marteldood in die gesig as ons 'n standpunt vir die Here inneem, soos baie van ons broers en susters in moslimlande doen nie. En tog is ons steeds omring deur onsigbare bose magte wat die evangelie teestaan. En onthou die apostel Paulus het in Efesiërs 6 vers 12 tot 13 geskryf, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. As ons probeer om hierdie onsigbare geestelike magte van onheil met menslike strategie of planne te beveg, dan sal ons nie wen nie. En ons sal nie oorwinning sien as ons vrywillig aanbied om die Here te dien net in 'n vlaag van emosionele opwinding sonder om die koste te bereken nie. Want toe Gideon die bassein blaas om Israel op te roep tot die geveg, het 32.000 man aangemeld. Maar toe hulle die enormiteit van die vyand sien, moes 22.000 erken dat hulle bang was en hulle het huis toe gegaan.
Ons sien een van die grootste foute wat 'n generaal in oorlogvoering kan maak, is om die mag van die vyand te onderskat. Soos ek gesê het, ons vyand is boos en hy sterk. En as ons in geestelike kompromie of sonde betrokke raak, dan sal ons verslaan word. Want ons vyand is soos 'n brullende leeu wat soek waar hy kan verslind, sê Petrus in 1 Petrus 5 vers 8. Dis is hierdie beginsels van hoe om hom te verslaan noodsaaklik vir jou geestelike oorlewing. En tweedens om die Here in oorwinning oor die magte van die duisternis te dien, gehoorsaam sy woord. Dis die hoofles in verse 25 tot 35 van hoofstuk 6 hier in Rigters. En die Here begin met 'n moeilike opdrag aan Gideon in verse 25 en 26 en dit sê, en in dieselfde dag het die Here vir hom gesê, neem die bul van jou vader, naamlik die tweede bul van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af wat daar langs aan staan, en bou vir die Here jou God 'n altaar op die top van hierdie vesting, deur opstapeling, en neem die tweede bul en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam wat jy moet afkap. En Gideon se vader Joas het 'n altaar vir Baal gebou. En langsaan het hy hierdie paal genaamd 'n Asherah opgerig, wat 'n Ogaritiese godin voorgestel het, wat die vrou van El en die moeder van Baal was. Maar hierdie was nie net sy privaat altaar nie, want toe Gideon dit vernietig het die manne van die stad geëis dat Gideon doodgemaak word. Met ander woorde, dit was 'n gemeenskapsaanbiddingsentrum vir die valse gode van die Kanaaniete. En volgens Deuteronomium 13 moes die manne van Gideon se dorp en nie Gideon die doodgemaak gewees het weens hulle afgoderry. En Gideon se gehoorsaamheid leer ons 5 dinge oor gehoorsaamheid. Eerstens, gehoorsaamheid begin wanneer jy die Here as jou God begin volg. Want in vers 26 beveel die Here vir Gideon om altaar te bou vir die Here jou God. En Gideon het blykbaar die voorbeeld van sy vader en die dorpsmense weerstaan om valse gode te aanbid. Maar om die Here te volg moet 'n persoonlike besluit wees, selfs al beteken dit om teen die oortuigings en praktyke van jou familie of jou kultuur te gaan. Maar om die Here as jou God te volg, beteken ook om hom te gehoorsaam. En dis die tweede punt, gehoorsaamheid moet tuis begin. Gideon moes sy vrees oorkom om die familie afgod af te breek. En as hy dit in daglig gedoen het, dan sou die manne van die dorp hom teëgestaan om gekeer het, sou hy dit in die nag gedoen. En 'n altaar vir Baal wat deur argeoloë naby Ofra ontdek is, was 26 vierkante voet, so 6,5 by 6,5 of 7 by 6 by 4 voet hoog. En dit was gemaak met klippe wat met modder ingemessel was. En Gideon het dus die hulp van 10 dienaars nodig gehad om dit af te breek. En God het hom ook beveel om 'n altaar vir die Here op te rig in sy vader se 7 jaar oue bul daarop te offer. En gehoorsaamheid aan God se woord is dikwels 'n radikale aksie, want jou voorbeeld konfronteer die afgodiese weë van die wêreld rondom jou. En Gideon se gehoorsaamheid kon daartoe gelei het dat hy onterf, of uit sy familie uitgeskop of selfs doodgemaak word. Maar ware gehoorsaamheid moes altyd tuis begin. So C.A. McIntosh het gestel het in sy boek Diverse Scriptures, Gideon and his Companions, sê hy, diegene wat die meeste van ons sien, behoort die meeste van Christus in ons te sien. En gelukkig het Gideon se vader van hart verander en het hom verdedig toe die manne van die dorp sy dood geëis het. En uit hierdie dapper daad van gehoorsaamheid het Gideon die bynaam Jerubbaal gekry, wat beteken laat Baal teen hom veg. En aangesien Baal toe niks gedoen het, toe Gideon sy altaar afgebreek het nie, het die manne van sy dorp waarskynlik toe nou by Gideon aangesluit toe hy die oproep gegee het om teen die Midianiete te veg. En derdens, gehoorsaamheid moet totaal wees, nie gedeeltelik. Gideon het nie 'n kompromis aangegaan deur 'n altaar vir die Here langs die een van Baal te bou nie, want dit sou die boodskap aan die dorp gestuur het dat albei is wettige opsies, so maak jou eie keuse. Maar dit kan nie, want die Here is die enigste ware God en hy eis totale gehoorsaamheid, wat beteken dat
al ons afgode vernietig moet word. En vierdens, gehoorsaamheid vereis moed om die afgodskultuur rondom ons te konfronteer. Wanneer jy die heilige afgode van ons kultuur konfronteer, sal jy kritiek kry. Ons skryf gereeld teen die aborsiebeweging. En ek kry altyd kritiek van iemand daaroor, omdat ek sy of haar afgod dan nou eintlik afbreek. En dieselfde geld wanneer jy die LGBTQ++ beweging noem, wat die Bybel dit noem, naamlik sonde. En hulle haat jou wanneer jy hulle afgode afbreek. Maar ons kan God nie gehoorsaam sonder om die afgode van ons goddelose kultuur te konfronteer nie. En dan vyftens, laastens, gehoorsaamheid vereis besliste, geesgedrewe aksie, nie bloot net goeie bedoelings nie. Daar's 'n gesegde wat sê, die hel is vol goeie bedoelings. Vers 34 openbaar die krag van Gideon se optrede. Want ons sien, dit is die woord sê, die gees van die Here het Gideon vervul. Of ander vertalings sê, het oor hom gekom. En letterlik beteken dit, dat die gees het hom beklee. En hierdie Hebreëse frase word slegs een ander keer gebruik, en dit was toe die gees Sagaria beklee het om koning Joas se afgoderry te konfronteer in 2 Kronieke 24 vers 20 tot 21, en waarna hy toe gevolglik gestenig is. En die gees se bekleding van hierdie twee manne was 'n spesiale salwing vir 'n spesifieke taak. En terwyl ons niks kan doen om so 'n spesiale salwing te verkry nie, word ons beveel om deur middel van die gees te wandel, volgens Galasiërs 5 vers 16, en om met die gees vervul te word, Efesiërs 5 vers 18. En ons doen dit deur ons oomblik vir oomblik aan die Heilige Gees oor te gee, wat hom toelaat om ons lewens te beheer. En nadat Gideon in die Here gehoorsaam het, deur sy vader se afgode te vernietig, moes hy die troepe bymekaar kry om teen Midian op te trek. En dit wys vir ons dat oorwinnende diens nie net individueel is nie. Ons moet saam met al die heiliges dien, terwyl ons elkeen ons gawes vir God se koninkryk gebruik. Oorwinnende diens begin met gehoorsaamheid aan God se woord. En derdens, om die Here in oorwinning oor die magte van duisternis te dien, moet jy op God vertrou. Soos Hebreërs 11 vers 6 dit stel, sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. En merkwaardig genoeg word 3 baie gebrekkige rigters, Gideon, Simson en Jefta, almal in Hebreërs 11 vers 32 as manne van geloof gelys. So, Gideon se verhaal leer ons eerstens dat God neem ons van waar ons is en werk saam met ons om ons geloof te bou. Toe die engel van die Here vir Gideon vir die eerste keer ontmoet het, was hy bang vir die Midianiete en hy het gewonder waarom God sy volk verlaat het. Onthou julle vers 13 van hoofstuk 6. En die engel het hom beveel om te gaan en Israel uit die hand van Midian te verlos en om te verseker dat God met hom sou wees en dat hy Midian soos een man sou verslaan. Maar nou sien ons in Rigters 6 vers 36 en 37 sê Gideon vir God, as u werklik deur my hand Israel wil verlos soos u gespreek het, ek sal die wolvlies op die dorpsvloer neerlê. As daar net op die vlies dou is terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat u deur my hand Israel wil verlos soos u gespreek het. En God het Gideon se versoek hieroor en sy tweede vliesversoek genadiglik toegestaan. Al het Gideon in vers 39 erken dat die Here rede gehad het om vir hom kwaad te wees. So laat dit genoeg wees om te sê dat die uitsit van 'n vlies nie 'n goedgekeurde metode is om die wil van God te bepaal nie. En dis veral wanneer God duidelik in sy woord gespreek het, is dit veral waar. Weet, ek het al jong mense, veral jong vrouens, gehad wat vir my gesê het, dat dit God se wil was dat hulle met 'n ongelowige man moes trou, al sê die woord duidelik dat God dit verbied. En hulle sê, hulle glo dis God se wil, omdat hulle daaroor gebid het en vrede daaroor gevoel het. En net omdat God genadig was teenoor Gideon se swak geloof, beteken dit nie, dit is normatief nie. Met ander woorde, dit beteken nie, ons moet hom navolg nie.
En God het ook Gideon se swak geloof gebou deur sy leer geleidelik te verminder van 32.000 na 10.000 en uiteindelik tot net 300 man. En hierdie sou natuurlik ook die geloof van die oorblywende 300 gebou het, aangesien hulle gesien het hoe die kanse teen hulle bo enige menslike hoop op oorwinning groei. En toe het die Here genadiglik vir Gideon nog 'n onversoekte teken gegee om sy swak geloof te versterk. Hy het Gideon en sy dienaar opdrag gegee om na die buitewyke van die Midianitiese kamp te gaan waar hulle in God se genadige voorsienigheid as soldaat hoor vertel het van 'n droom oor 'n garsbrood wat 'n Midianitiese tent omkeer en verpletter het. Dis in Rigters 7 vers 9 tot 13. En garsbrood was die kos wat arme mense geëet het. En soos Charles Spurgeon humoristies opgemerk het in die Metropolitan Tabernacle pulpit, hy gesê as ek 'n kamp moes kanoneer, dan sou ek nie probeer bombardeer het met beskuitjies nie. En hierdie droom het verarmde swak mense uitgebeeld wat 'n magtige vyand oorwin. En die vriend van die Midianitiese soldaat het die droom tereg geïnterpreteer in vers 14 van hoofstuk 7 wat hy gesê het, dit is niks anders as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Die Bybel het baie voorbeelde van die Here wat genadiglik met sy dienaars saamgewerk het om hulle swak geloof te bou. Met die slinkse Jakob het hy die droom van die leer wat tot in die hemelryk gegee. En later het die engel van die Here met Jakob geworstel en sy krag verlam, sodat hy die Here moes vertrou in sy vreesaanjaende ontmoeting met sy magtige broer Esau. En die evangelies openbaar hoe Jesus geduldig met die dikwels onder sy digte en ongelowige apostels gewerk het om hulle tot sterker geloof in hom te bring. En ek bely dat toe ek die Here begin volg het dit om die baie onvolwasse en selfsugtige rede was om te wou hê dat hy my 'n bevredigende huwelik moes gee. Hy moes my huweliksprobleme uitsorteer. Maar God het my in my swakheid aangeneem en oor die jare progressief meer van homself aan my geopenbaar. En dan tweedens, God moet ons leer dat ons vertroue in hom moet wees, nie in enige menslike metodes of tegnieke nie. Want ek glo dat Gideon aanvanklik gedink het dat 32.000 'n onvoldoende leer was om 135.000 Midianiete te beveg. Maar toe sê God vir hom dat hulle te veel was. Hy moes hulle afhartiges huis toe stuur, soos wat in Deuteronomium 20 vers 8 ook staan. En hulle fokus was op die groot vyand, nie op die almagtige God nie. En vreesagtige ongeloof is aansteeklik. En Gideon het waarskynlik met toenemende ontsteltenis gekyk hoe die geleedere tot 10.000 afgeneem het. Maar hy kon dalk nog steeds gedink het met God se hulp en 'n goeie strategie kan ons dalk nog steeds wen. En toe sê God, maar julle is steeds te veel. En dis het Gideon die soldate laat toets deur die manier waarop hulle water uit die spruit gedrink het. En daar is debat oor die betekenis van hierdie toets, of dit suiwer net arbitrair was en of dit die minder waaksames uitgewan het. Maar wat ook al die betekenis was, deur die leer tot 300 te verminder, het die Here vir Gideon en die oorblywende troepe geleer dat hulle nie op enige menslike metodes of tegnieke kon vertrou nie. Hulle sou net op God alleen moes vertrou. En geliefdes, ons is almal geneig om die nuutste metodes of tegnieke te vertrou. Of dit nou vir sukses in die bediening of in die huwelik of in kinderopvoeding of wat ook al is. En alhoewel sommige metodes en tegnieke nuttig kan wees, wees versigtig om jou vertroue in die Here te plaas en nie in die metodes nie. Dus om die Here in oorwinning oor die oorweldigende magte van geestelike duisternis te dien, gehoorsaam sy woord en vertrou op hom. En laastens, om die Here in oorwinning oor die magte van die duisternis te dien, soek God se heerlikheid. Dit is maklik om opgewonde te raak oor een of ander bediening of saak vir Christus en as vrywilliger aan te meld, veral wanneer baie ander dieselfde doen. Miskien het die 32.000 gehoop om helde te wees wanneer hulle huis toe kom nadat hulle die oorlog gewen het. Maar is 'n ander ding om oor die langtermyn te volhard te midde van groot en skrikwekkende teenstand. En dus het al die vreesbevange mense
huis toe teruggekeer. En hulle het waarskynlik redelike verskonings gehad om aan hulle tuisdorp mense te gee oor hoekom hulle dan nou teruggekeer het. Gideon is mal om te dink dat hy met 'n swak gewapende en onopgeleide leer teen 135.000 ervare Midianitiese krygers kan wen. Dis 'n selfmoordmissie daai. Hulle sien, hulle fokus was nie op God en sy heerlikheid nie, dit was op selfbehoud. En om die Here in oorwinning oor die magte van die duisternis te dien, kan jy nie op groepsentoesiasme ry nie. Jy kan nie daarop fokus om jouself te beskerm nie. Jy moet besef dat om die Here te dien, geestelike oorlogvoering teen die onsigbare magte van die duisternis is. So jou fokus moet wees op die soeke na God se eer, selfs al word jy gewond of sterf jy in die geveg. Andersins, wanneer die geveg opwarm, gaan jy verskuiling vlug. Soos ons in die weermag gesê het, jy gaan dekking slaan. Getalle of menslike metodes maak nie vir die Here saak nie. Hy kan die geveg wen sonder soldate, soos ons sien, hy later sou doen, toe koning Hizkia gebid het en die Here 185.000 van Sanherib se troepe in een nag doodgemaak het, in 2 Konings 18 tot 19. Of hy kan 300 dapper vertrouende manne gebruik om 135.000 Midianiete te verslaan. Maar hoe hy dit ook al doen, hy wil hê die eer moet na hom toe gaan. Pastoor het die volgende gesê, hy het gesê, gedurende my jare as pastoor het ek dikwels advertensies gekry wat my na 'n konferensie nooi wat deur 'n megakerk aangebied is en soortgelyke resultate beloof as ek hulle metodes vir kerkgroei gebruik. Maar as jy 'n beproefde metode gebruik wat vir ander werk en dit vir jou werk, raai waarin die eer gaan. Die metode kry die eer. As jy God se woord gehoorsaam en op hom vertrou, wanneer daar geen menslike verduideliking vir oorwinning is nie, dan kry hy die eer. So my metode vir kerkgroei was om te probeer doen wat die apostels gedoen het in Handelinge 6 vers 4, maar ons sal ons toewy aan gebed en die bediening van die woord. En jare gelede het 'n man genaamd Stacey King vir die Chicago Bulls basketbal gespeel saam met die legendariese Michael Jordan. En een aand het Jordan 69 punte aangeteken en King 1 punt. En hy het later spottend gesê, ek sal dit altyd onthou as die aand toe ek en Michael Jordan saam 70 punte aangeteken het. Wel, die Here is bly om swak mense te gebruik om oorwinning te behaal. En soos Gideon se leer sou skree in Rigter 7 vers 20, die swaard van die Here en van Gideon. Maar ons moet seker maak dat almal weet, die Here het 69 punte aangeteken en ek het net 1 aangeteken. Hy moet al die eer kry. En ek wil afsluit. Om hierdie boodskap toe te pas, is die eerste vraag om te vra, het jy jou vertroue in Jesus Christus gestel en begin om hom as jou Here, met hom as jou Here te wandel? Is die Here jou God? Jy kan hom nie reg dien totdat jy eers as 'n skuldige sondaar na die kruis gekom het en op sy offer vir jou vertrou het nie. En vra jouself dan af, waar en hoe dien ek die Here? Dis meer van 'n denkwyse as 'n formele diensposisie. Elke dag, of dit nou saam met jou familie of by die werk of by die skool of waar ook die Here jou ook al het, gee jouself oor aan sy gees en vra hom om jou as 'n kanaal te gebruik van sy genade aan ander. Soos 1 Petrus 4 vers 10 tot 11 sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde, jy is 'n rentmeester of 'n bestuurder van God se veelvuldige genade. Jy hoef nie perfek te wees of 'n hoë vlak te bereik vir hom om jou te gebruik nie. Begin waar jy is. Doen wat sy woord beveel, soos 'n betrekking het op jou huidige situasie. Vertrou hom. Selfs al is dit wat hy jou roep om te doen, ver bo jou vermoë. En soos jy vir hom sien werk, sal jou geloof groei om hom meer te vertrou. Om die Here in oorwinning oor die magte van die duisternis te dien,
gehoorsaam hom, vertrou op hom en soek sy heerlikheid bo alles. En hy is genadig om met ons in ons swakheid te werk. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie dat ons hier kan sien, Here, dat U ons in ons swakheid kan en sal gebruik. En dat ons met U aan ons sy die oorwinning sal behaal, wat alles tot U eer sal wees. Dat U die 69 punte sal aanteken in ons net een. En daardie een punt is omdat U ons gebruik en U ons genadig is. Here, help ons om nie te skrik nie, om nie terug te staan nie, maar om U te gehoorsaam. Al lyk die opdrag ook hoe onmoontlik. Ons weet, ons God sal oorwin. Dankie, Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het tot hier. Mag hierdie boodskap vir julle vanoggend weer 'n voedsel vir julle siel wees. Mag dit julle inspireer om nie weg te hardloop soos die vreesbevangenes en terug te gaan huis toe nie. Maar staan vas en veg waar die Here julle gebruik en weet dat hy aan julle die oorwinning sal gee, hoe swak julle ook al is, want hy is 'n magtige God. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en Christusgevulde week geniet, en as die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar vir die laaste boodskap aangaande Gideon. Maar tot dan, mag die genade van die Here met julle wees. Mag die Here self met julle wees. Mag die Here julle seën. Shalom.